Goeiemôre vriende, hierso aan die nuwe week. Dit is Maandag die 27ste Julie. Ongelooflik hoe die tyd net verbyvlieg, né? Mag julle 'n lekker week hê, vriende, sommer 'n wonderlike week hê wat voor julle uitstrek. As ons maar 'n klomp goed wat in 'n week gebeur. So ek weet julle moet ou klomp besluite neem. Julle is baie keer moeg. Julle begin al moeg die week. Ek bid vir julle, ek dink aan julle. Mag julle regtig God se krag en sy onderskeidingsvermoë hierdie week belewe in alles wat jy moet doen, die besluite wat jy moet neem, miskien die emosionele goed waardeur jy by die werk gaan of selfs in jou huisgesin gaan of wat ook al. Maar mag die Here by jou wees, mag jy hierdie week so ervaar, hoor. Ek draai julle almal so aan die Here op. Vader, ek kom dra al my vriende aan die op wat so ek luister na hierdie dagstukkies wat ons soms so as vriende met mekaar deel. Here, wees met hulle, jy ken hulle lewens, jy weet waar hulle werk, jy weet wat vir hulle moeilik is, jy weet wat vir hulle lekker is, jy weet wat vir hulle uitdaging is hierdie week, en ek kom vra vir u dat u deur die Heilige Gees hulle sal lei en begelei in hierdie week met alles wat hulle moet doen. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ons gaan nou aan eintlik met dieselfde gedagte, as wat ons afgesluit het Saterdag, né? Saterdag het ons mee gepraat wat Jakobus vir ons kom sê. Hy sê, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Ons het nou so 'n bietjie daar gepraat. Nou hy gaan eintlik aan daarmee. Gooi hom so 'n klein bietjie oor 'n ander boeg, maar hy gaan dit is dieselfde boodskap. Nou kom ons lees wat hy sê. Hy sê, sê nou maar daar kom in julle samekoms 'n man met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarme man in met ou klere, en sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere, en julle sê vir hom, kom sit hier gemaklik, maar vir die arme man sê julle, gaan staan jy daar aan die ander kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie, né? So hy kom sê maar net weer vir ons hierso, vriende, en ek dink, dis maar iets wat ons, dit is goed dat ons het sommer 2 keer agter mekaar hoor, dat ons moet verskriklik mooi kyk, en ek dink ons kan baie maklik almal daaraan skuldig wees. Hoe hanteer ons 'n persoon wat kom ons sê net normaal nie is wel af is nie, net gemiddeld is, en hoe hanteer ons 'n ou persoon wat arm is, né? Hoe is die onderskeid daar? Beskou ek en jy onsself onbewuslik natuurlik baie keer, né? Bietjie beter as daai persoon, gaan dit miskien deur jou gedagtes, waar het hy nou weer opgevoeder in sy lewe, en wat het hy nou weer nie gedoen nie, of so nie. Dit is mos maar goedjies wat deur ons gedagtes gaan, hè. En nou, al wat hy kom sê, Jakobus kom sê vir die mense, daai gehoor van hom daai tyd, en vir ons vandag, hoor hierso julle moet baie mooi kyk op grond waarvan julle onderskeid tref, dit nie op grond van verkeerde oorwegings is nie, né. En dan gaan hy aan, en dan pak hy hom verder dat hy sê, luister my liewe broers, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, dubbelpunt, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. So hy kom sê, as jy jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy reg. Dan doen ek en jy reg. Hy sê maar, liewe vriende, wanneer ek en jy met minagting na armer mense kyk, of na arme mense kyk, dan doen ons nie reg nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, of hoe ons mekaar sê, ons moet mekaar lief hê soos Jesus ons lief het, Johannes 13. Ons moet mekaar lief soos Jesus ons lief het, sodat die wêreld kan sien dat ons Jesus se disippels is, né? So hy kom wys ons net weer attent daarop, dat ons nie moet 'n onderskeid tref in terme van dit wat die een het en wat die een nie het nie. En dan kom sê hy eintlik 'n baie belangrike ding. Hy sê, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof, en om die koninkryk in besit te neem, wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie, né? So hy kom sê ook, baie keer kom sê hy, as jou arme mense, die mense wat absoluut naby aan God lewe. Hoekom? Want hulle het geen ander pad om te wil, dit kan net aan God vashou. Wanneer jy geld het soos ek en jy, né? Nou koop ons maar ons versekering, ons mediese versekering, ons gewone versekering, ons kan taamlik alles doen. Jou arme ou kan nie.
So hy moet letterlik vir sy stukkie brood elke dag bid. So hy, liewe vriende, is baie keer baie naby aan die Here en daarom kom sê Jakobus ook maar net vir ons, hoor hierso julle moet mekaar lief hê soos jy jouself het. Dis wat die wet sê. Moet nooit neersien op iemand anders nie, kom sê hy, né? Ja, ek dink dit is die tweede keer wat hy dit sê, liewe vriende, en ek dink dit is nogal baie belangrik. Baie belangrik wat hy hierso sê. Ek net gou kyk hierso. Kom ons lees gou hierdie, ons het al so min nie. Kom ons lees gou dit aan, want ek kan miskien daarby byval. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel as hy ja, tog, kom ons hou hom net daar. Ek het 'n bietjie onder toe gekyk toe sien ek hy iets vir die oordeel te doen daar, omdat dit ons maar iets daar sê, maar ek dink hy lê so 'n bietjie op 'n ander vlak. Mag julle 'n lekker naweek hê, mag julle lekker maandag hê en mag julle 'n goeie week hê wat voor julle uitstrek, hoor. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.